Geliefdes, 'n hartlike welkom aan elkeen van julle wat nie net vanoggend in die huis van die Here is nie, maar ook julle wat oor die lig na hierdie erediens luister. En ons is so bevoorreg om weer onder God se genade, sy guns en sy goedheid hierdie woord te kan bedien, maar ook hierdie woord te kan hoor vanoggend. Geliefdes, God sê, ek gee vir julle vandag genoeg hoop en genoeg geloof om voluit te lewe elke dag. Met vertroue, ook hierdie nuwe week, met verwagting in te gaan, en te glo dat God ook in jou lewe, in my lewe, sy beloftes in vervulling sal laat gaan. Hoekom? Want God is meer as genoeg. Geliefdes, ons Here Jesus Christus, ons weet dat ons reeds hier en nou op hierdie aarde in God se koninkryk is. Ons leef reeds in God se koninkryk op aarde. En daarom hierdie vraag, waar pas genade in? Hoekom hierdie vraag? En geliefdes, nou moet jy baie mooi luister wat God sê. Want God sê iewers op een of ander manier, dink die mensdom van vandag, dat die maatstaf van God se goedheid en God se genade, dat hulle deel van daardie maatstaf is. En dan maak ons as mense hierdie groot fout, om God se goedheid en genade op ons vlak en op ons standaard te plaas. En weet julle wat maak ons dan? Dan neem ons self die besluit. Wie, watter mense verdien God se genade en watter mense verdien nie God se genade nie. En dan kan ons so maklik sê, hierdie een verdien God se genade, maar daardie een, kyk het wat doen hulle. Kyk het hoe praat hulle. Nee, ons besluit hulle is sleg en daarom besluit ons as mense, daardie persoon verdien nie God se genade nie. En die hele tyd kan ons maklik praat en sê, ek is ten minste nie soos daardie een nie. Ek doen nie wat daardie ene doen nie. En ek is ten minste op 'n Sondag in 'n kerk. En dan neem ons 'n besluit, ons as mense, oor wie en wat ons is. Met ander woorde, ons dink ons is die maatstawwe vir God. God sê, sê ek wat dit sê nie, God sê, baie mense is reg oor wat genade doen. Want die woord leer ons almal sondig en daarom ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dit staan in die woord, want genade bedek jou sonde. Die Heilige Gees sê, hy is soos ons is as ware op hierdie boot. 'n Boot op die oop see. En die bose dinge en die hel trek jou een kant toe, in hierdie boot waarop ek en jy is. Maar ten spyte daarvan, kan jy dit regkry om aan te hou roei in hierdie boot. Jy kan dit regkry om vas te hou aan dit wat God jou in sy woord leer. Dan dink jy is goed. En jy dink dan, dis genade. Baie sal sê dat wanneer dit goed klink in jou ore, en jy het mense wat saamstem, en sê, solank as wat jy na God kyk, dan is alles oukei. En jy dink jy beleef die genade van God. Ek sê weer, jy dink jy beleef die genade van God. Maar geliefdes, en hierdie is 'n baie belangrike maar, God sê, dis nie die waarheid nie. God sê, genade is nie dit wat jy kan doen nie. Dis nie wat dit is nie. Weet julle wat, geliefdes, en dit is so belangrik om te verstaan, genade is 'n persoon. Genade is die onverdiende goedheid van God.
Jy kan nie daarvoor werk nie. Jy kan nie daarvoor betaal nie. God sê om genade te verstaan, moet ons bietjie lees daar wat staan in Efesiërs 2, vers 8 en 9. Ek gaan hom eers vir jou lees uit die Afrikaans uit, ou vertaling, en dan uit die Amplified. Luister baie mooi. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Vers 9, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Amen. Luister hoe sê die Amplified dit. For it is by free grace, God's unmerited favor, that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation through your faith. And this salvation is not of yourselves, of your own doing. It come not through your own striving, but it is the gift of God. Luister wat sê vers 9 in die Amplified. Not because of works, not the fulfillment of the law's demands, lest any man should boast. It is not the result of what anyone can possibly do, so no one can pride himself in it or take glory to himself. Met ander woorde, dit gaan nie oor wat jy gedoen het of wat jy kan doen nie, dit gaan alles oor wat Jesus reeds aan die kruis gedoen het. Geliefdes, genade is soos 'n, kom ons gebruik hierdie volgende voorbeeld. En ek vertrou dat die Here dit daardeur baie duidelik sal maak vir julle. Jy kry iemand wat skoene maak. En dan kry jy die een wat die skoene koop en dit dan weer verkoop, nie waar nie. En as jy dan skoene nodig het, dan gaan koop jy daardie skoene, dis hoe dit werk. Maar genade, geliefdes, genade is die een wat die skoene gemaak het die behoefte en die nood raak gesien en reeds vir die skoene betaal en dan gee hy dit vir die een wat dit nodig het. Ek hoop jy het gehoor wat ek gesê het. Kan ek hom weer herhaal? Genade is, jy kry iemand wat skoene maak en dan kry jy die een wat die skoene verkoop. En as jy die skoene nodig het, dan ga jy na die winkel toe en jy koop dit. Dis hoe dit werk, né? In die praktyk. Maar genade, geliefdes, genade is die een wat die skoene gemaak het alreeds die behoefte raak gesien. En reeds vir die skoene betaal. En dan gee hy dit vir die een wat dit nodig het. Is dit nie absoluut amazing nie? Jy verdien dit nie. Jy verdien nie daardie goedheid nie, maar jy het dit wel gekry. God sê die mensdom is van nature sondig. God sê ons verdien nie goedheid nie, want ons is almal boos. Sjoe, pastoor, dan sê jy praat van genade. But God. But God. Ons maak almal foute. But God. Ons mensdom, geliefdes, het ons vlakke gemaak. Ons het vlakke vir onsself gemaak. En dan kan ons so maklik sê, ek bly in 'n huis en ek is nie soos daardie een wat onder 'n boom bly nie. Jy sien, vlakke is in ons kultuur. Vlakke is deel van ons samelewing. Wat sê God? God sê vir hom is die een op straat en die een in die paleis presies dieselfde. Ons almal kry 'n geskenk van genade. Geliefdes, ek sê weer, ons kan nie daarvoor werk nie. Ons kan dit ook nie koop nie. En dis die gevaar waar 'n gees van godsdienstigheid so dikwels inkom. Want 'n gees van godsdienstigheid, religion, maak dat mense
genade verkeerd verstaan. Ek sê weer, jy kan nie genade koop nie. God gee vir jou genade. Hy gee vir my genade. Jesus het dit gedoen, dis 'n persoon. So wanneer God nou na jou en my kyk, dan sien hy nie jou sonde nie. Want hy kyk na jou en my deur die bloed van sy seun aan die kruis, en wat sien hy? Perfekte prys, perfekte genade. Hy sien nie of jy arm of ryk is nie. Al wat God sien, is hy sien sy seun, en jy en ek kry genade. Dit is hoekom die sluier, geliefdes, weg is. Want God kyk na sy seun, en jy kry die geskenk van genade. Kom ons lees weer, Efesiërs 2:8 in die Amplified, weer 'n keer. Net om ons geheue te verfris. For it is by free grace, God's unmerited favor, that you are saved, delivered from judgment and made partakers of Christ's salvation through your faith. And this salvation is not of yourselves, of your own doing, of striving, not through your own striving, but it is the gift of God. En dit is awesome. Dis 'n goddelike geskenk. Maar geliefdes, as ons rondom ons kyk, dan besef ons mense verstaan nie genade nie. Die wêreld het die genade met mense nie. So ons sien uit hierdie skrifgedeelte, nie eers redding, geliefdes, is jou keuse nie. Ook redding kom van God af. Want die mens soms spog omrede hulle dink hulle is maatstokke. En ons verstaan nie dat daar niks is om oor te spog nie. Dis wat die woord ons leer. God sal nooit sy standaarde wat hy daar gestel het verander om ons as mense te pas nie. Nooit nie. Ek en jy moet by God se standaarde uitkom. Dit is nie volgens die wet nie. Luister. Ons kan nie eers ons eie wette nakom nie. Hoor wat sê God? Ons kan so maklik sê, wanneer ons dalk van 'n skaal afklim, ek gaan nooit weer koek eet nie. Maar wanneer jy jouself in 'n supermark bevind, dan voor jy kom kry, het jy klaar 'n koek gekoop. Sien hoekom ek sê, jy kan nie eers jou eie wette nakom nie. Wanneer ons weer kyk na Efesiërs 2 vers 8, dan sien ons, jy kan niks doen om genade en redding te verdien nie. Die enigste ding wat ek en jy kan doen, is om op God te vertrou. En dis ook wanneer ons by 'n probleemsituasie is, dan sê ons, Lord, I don't know, but I know that you know, and I trust you. Dit is hoe God se genade werk. Jy kan niks doen om dit te kry nie. En dit, geliefdes, is hoekom ons bly sukkel om genade te verstaan. Maar ook, hoekom kerke voortdurend met mekaar meeding? Dis eintlik skokkend. Gedurig word daar gespog dat hierdie kerk is beter as daardie kerk. Daar word selfs gesê dat people would either listen to a prosperity preacher than listen to a poor preacher. Ja. En ek het dit met my eie ore gehoor. Dit is hartseer. Want ons verstaan nie dat voor God is ons almal gelyk nie. En toe vertel God my van hierdie pa en seun. En ek het dit gaan soek en ek het dit gekry. En ek het na hulle storie gekyk. En ek wil ook hierdie storie vir julle gaan ons wys nou, so 'n kort storieetjie. Want dit gaan oor genade. En elkeen van ons kan onsself met hierdie storieetjie vereenselwig. Die naam van hierdie storieetjie is My Redeemer Lives. Die Eysterman storie van Rick en Dick Hoyt.
Dit gaan oor hierdie ouers wat sy seun gebore is met die naaldstring om sy nek. So hy kon nie eers asemhaal nie. En toe hulle hom met geboorte uitgehaal het, die dokters vir sy ouers gesê dat hy nooit 'n normale lewe sal kan leef nie. Hy sal nie eers lank leef nie. En dit is beter dat sy ouers hom in 'n plek van versorging sit en van hom vergeet. Dit was die dokter se advies aan hierdie ouers, want hy sal nooit kan praat of nooit kan loop nie. Maar sy pa en ma Janet het besluit dat hulle nooit van hom sal vergeet nie. Hy is hulle kind. Dat hulle homself sal grootmaak. En toe vind hulle ding uit dat wanneer hulle seun met hulle wil praat, hy sy oë gebruik. En soos wat hy sy oë gebruik, dan kom dit op 'n skerm wat hy sê. Amazing, né? En so gebeur dit dat by die skool in daardie dorp was daar hierdie seun wat seer gekry het. En die skool het 'n fondsinsameling gereël. En die skool besluit toe op 'n hardloop, 'n resiese wedstryd, 'n wedloop vir die fondsinsameling. En hierdie seun Riek sê dat hy ook wil hardloop, sê hy vir sy pa, met sy oë op die skerm. En die pa het dikke toe gegaan, 'n karretjie gemaak om sy seun in te sit, en toe hardloop hy saam met hom deur die karretjie met sy seun in dit te stoot. Nou die pa was nie meer jonk gewees nie, en van 'n wedloop hardloop het hy niks geweet nie, maar hy het begin oefen, en toe die dag aanbreek, het hulle twee saam die wedloop gehardloop. Na afloop van die wedloop vra die pa vir sy seun, hoe voel dit? Onthou die seun kan maar net met sy oë praat en dan wys dit woorde op 'n skerm. Hy wys met sy oë op die skerm, ek het nog nooit in my hele lewe soveel vryheid gevoel nie. So besluit die pa, hy sal enigiets vir sy seun doen, want hy wil hê Riek moet heeltyd daardie gevoel van vryheid ervaar. En Diek en Riek het gereeld begin hardloop, selfs geswem. En dan het die pa vir Riek in 'n boot gesit terwyl hy geswem het, en daardie boot met Riek in gesleep het terwyl hy geswem het. Geliefdes, dit alles wys die prentjie van genade. En ons as mense kan so maklik iets beter onthou wanneer ons dit sigbaar sien, nie waar nie? Hier is 'n prentjie van God self, wat vir die mensdom genade gee. En daarom wil ek graag hierdie storieetjie vir julle wys. En daarna, as julle mooi na hierdie storieetjie gekyk het, wil ek hê julle moet luister wat God dan sê. Who told the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon
and the same gentle hands that hold me when I'm broken. They conquer death to bring the victory. When I know my Redeemer lives. All creation testifies. This life within me cries. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All creation testifies. This life within me cries. I know my Redeemer. He lives to take away my shame. He lives forever. I'll proclaim that the payment for my sin was the precious life He gave. But now He's alive and there's an empty grave. And I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life within me cry. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life within me cry. I know my Redeemer lives. My Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Geliefdes, ek weet nie of hierdie storieetjie jou geraak het, soos wat dit my geraak het nie. Dis amazing verby. En dit is wat God doen. Dit is wat God doen, want die lewe, geliefdes, sal vir jou en my krepeel maak. Situasie sal ons krepeel maak. Dit gee geen antwoorde, maar solank as wat jy hierdie prentjie voor jou geestesoog kan sien, sê God, hy sal jou dra. God sê, hy sal altyd sorg dat jy okay is. Hierdie hele storieetjie wys net genade. Net 'n pa wat 'n besluit geneem het, dat hy sy kind alles gaan gee wat binne sy vermoë is. En dit gaan nie hier oor geld nie, dit gaan oor opoffering, dit gaan oor sacrifices. Hoeveel keer sê ons mekaar, niks in hierdie lewe wat die moeite werd is maklik nie. Geliefdes, hierdie hele lewensverhaal wys genade. Die kon nie eers swem nie. Hy moes leer swem, die pa. En hy het bietjie vir bietjie elke dag geoefen, om al daardie dinge te kon doen, want dit het sy kind vry laat voel. Nadat Diek gesterf het Riek se broers aangehou hardloop saam met hom.
En Riek was 61 jaar oud toe hy gesterf het. Liefdes, kan jy nou die kruis verstaan? Jesus het dit vir jou en my gedra. Besef ons dit werklik? Hy het dit vir ons gedoen, sodat ek en jy vry kan wees. God sê, kom ons doen dit, kom ek en jy doen dit, sê God vanmôre vir elkeen wat hierdie woord hoor. Hy het vir sy seun gesê, kom ons doen dit. Hy het gesê, my seun, jy neem al die skande van en die sonde en die foute van 'n ganse mensdom op jou, al die skuld, sodat ek en jy nie daarmee langer hoef te worstel nie. Liefdes, ek weet die beeld van die storieetjie was al miskien 'n bietjie swak, maar ek glo elkeen kon presies hoor en verstaan. En ek kan nie dink dat hierdie storieetjie geen mens onaangeraak gelaat het nie. Genade is nie dit wat jy doen nie. Dit is wat dit is en dit sal jou nooit onaangeraak kan laat nie, dit wat Jesus vir jou gedoen het nie. As jy genade begin verstaan, en ek bid met my hele wese, laat die ganse mensdom moet genade begin kan verstaan, as jy dit kan verstaan, geliefdes, dan sal jy 'n ander lewe leef. As jy hierdie storieetjie vat, hierdie boodskap vat vanmôre en jy maak erns daarmee, dan sal jy anders lewe, jy sal anders wees, jy sal anders praat, jy sal anders optree, jy sal selfs anders dink. Jy sal ophou met jou eie opinies, jy sal ophou om oor alles kommentaar te lewer in hierdie lewe. Jy sal ophou om te skinder, jy sal ophou om te haat en blame shifting te doen, want jy verstaan nou genade. Omdat God almagtig is, en aangesien sy beloftes aan jou, God se meesterstuk is. Jy's God se kunswerk. Die doek is voltooi. Want ek kan jou vanmôre kom waarborg, en ek sê dit in geloof. Want God sê dit in sy woord. Al voel ons dit nie elke dag nou in ons lywe nie. As jy in geloof staan, en jy leef in genade, en jy leef vanuit hierdie bron van genade, wat God vir jou het, en jy het so genade met ander mense, dan sê God, omdat jy my kunswerk is, my meesterstuk, en jy's reeds voltooi, sal ek jou verwagtinge in oorvloed oortref, sê God. Hierdie seun se verwagtinge was in totaliteit in oorvloed oortref. Mag God gee dat van hierdie oomblik af dat ek en jy sal verstaan wat genade beteken. Selfs genade partykeer met onsself. Ons het partykeer nie eers met onsself genade nie. As jy nie genade met jouself kan hê nie, hoe kan jy genade gaan uitleef daar buite? Hoe kan mense sien dat jy God se meesterstuk is? Wat nie veroordeel of judge of haat of in onvrede leef nie. Kom weg van jou eie standaarde af, van jou eie vlakke in hierdie lewe wat jy vir jouself gestel het. En mag God gee dat na hierdie storieetjie wat jy gehoor het, wat 'n werklikheid is, dat jy genade beter sal verstaan, God se genade vir jou, en daarom ook met ander genade sal hê. Die Here seën jou. Mag dan nou die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus sy Seun, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van ons wees en bly, elke oomblik van elke dag en nag. Amen.